Vriende, wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. Ag, ek wil u groet met die baie besondere woorde daar in Judas, vers 24 en 25. Daar staan: aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Wat 'n besondere woord is hierdie net nie. Hy is magtig om ons van struikeling te bewaar. Luister, ons hoef nie elke dag te struikel en te sondig nie. Hy is daar om ons te bewaar, en die Bybel sê dat hy ons sonder gebrek voor sy heerlikheid wil stel met gejuig. Die lewe van 'n kind van die Here is nie 'n swaarmoedige lewe waar ons elke dag salk omdat ons die Here moet dien nie. Inteendeel, die Bybel sê die blydskap van die Here is ons beskutting. En dan sê die Bybel, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Dis hy wat vir ons die mag en die krag gee om dan ook staande te kan bly. En dis waaroor ons boodskapie vanmôre, en dan ook as die Here ons spaar, môreoggend sal gaan. Dit gaan daaroor in die kosbare woorde wat Moses daar in Deuteronomium 33:27 opgeteken het. En hy sê die ewige God is 'n woning en onder ewige arms, en hy het die vyand voor jou uitverdrywe en gesê, verdelg. En ek wil 'n bietjie met u praat vanmôre oor die gedagte dat die ewige God is 'n woning vir sy kinders. Dis 'n pragtige metafoor wat Moses hier gebruik om dan ook so ietsie van God aan ons te verduidelik. En vriende, terwyl ons daaroor pyns, kom ons doen 'n gebed saam en dan praat ons so 'n bietjie oor die verklaring van hierdie vers en hierdie gedagte. Hemelvader, baie dankie dat ons u kosbare woord het. Die Ou Testament, die Nuwe Testament, elke bladsy in die woord is kosbaar. Ons eer u dat u met ons praat deur u woord, dat ons u stem kan hoor wanneer ons die woord lees, en dat ons kan weet wanneer ons links of wanneer ons moet regs gaan. Selfs wanneer ons sondig, is daar vir ons kosbare genade en woorde van wysheid en vergifnis en liefde. En ons eer en ons loof en ons prys u naam. En ook wat vanmôre se gedagte aan betref, Here, skenk vir my wysheid om dit verstaanbaar oor te dra aan u kudde, maar Here, ook genade dat hulle kan leef met die vrymoedigheid dat ons 'n hemelse Vader het en dat ons in hom veilig is vir tyd en ewigheid. Amen. Nou vriende, ek het vir u gesê dat ons uit Deuteronomium 33:27 met u gaan praat vandag en môre, en die gedagte daar, die ewige God is 'n woning. Nou vriende, hierdie metafoor wat Moses gebruik, verduidelik eintlik vir ons 'n kosbare Bybelse waarheid. Nou as ons maar net dink aan 'n woning of 'n huis soos ons dit vandag ken, dan dink ons baie kosbare en wonderlike gedagtes. Die meeste van ons dink terug aan goeie kinderjare waar ons na 'n besige dag veilig beskik by jou huis kon kom. Daar is 'n gedekte tafel gewees, ma het kos gemaak, pa's daarso, ons hou stilte tyd in die aande, en ons beleef ietsie van hierdie geborgenheid wat 'n familie vir ou bied en wat 'n woning vir jou gee. En die Here kom en hy gebruik hierdie metafoor en hy sê God is vir ons 'n ewige woning. Hy is vir ons 'n veilige vesting. En ag, as ek so deur die Bybel blaai, dan sien ek dat die psalmdigter daar in Psalm 27 vers 5 sê, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Ek moet vir u sê, as ek klaar 'n reeks dienste gehou het, of as ek vir 'n paar dae van die huis af weg was, dan verlang ek om terug te wees by my huis, om my vrou te sien, om my kinders te sien, en net die kalmte van 'n ou se huis te beleef. En dis wat die Here vir ons wil kom leer. Die ewige God is 'n woning. Ons kan by hom skuil. In hom vind ons rus. In hom vind ons vrede, want hy is ons God. Hy het ons gekoop in Christus. Hy het ons verseël deur sy Gees, en daarom kan ons veilig voel ook by hom. Vriende, as ons verder dink aan 'n woning, dan dink ons aan 'n plek van rus. Waar slaap ons die lekkerste? Dis by jou huis, in jou eie bed. Dis vir my so interessant wanneer 'n mens na verskillende plekke toe gaan vir reekse dienste, of jy gaan hou vakansie, dan kom jy op 'n stadium en sê jy, "Jog, ek verlang nou na my eie bed." En die gedagte net van 'n woning gee ook vir ons dadelik die plek van rus. Dis 'n plek waar ons net ons skoene kan uitskop en net bietjie rus, en weet, ons gaan nie heeltyd veroordeel word vir alles wat ons doen of wat ons sê of ons optredes nie. Daar is hierdie geborgenheid wat my net veilig laat voel, en ek wil vir u sê, dis omtrent die gedagte wat die Here vir ons wil deurgee. U hoef nie voor te gee by God nie. U hoef nie voor te gee wat u nie is nie, want die Here ken die diepste van jou en my hart. Daarom kan ek en jy veilig voel in die Here,
maar ons kan ook rus in sy teenwoordigheid. Ons kan vir hom met vrymoedigheid sê, Here, U weet wie ek is. U ken my beter as wat ek myself ken. En ek wil hier aan U voete kom sit en ek wil kom vra, Here, versadig my met U self. Onthou U vir Martha en Maria? Martha skarrel, sy's besig en sy mis wat Maria ontvang, deur stil te sit by die voete van die Here Jesus Christus. Maar verder kyk ons ook na hierdie metafoor en ons dink aan die gedagte van God is 'n ewige woning en ons sien in die derde plek dat in 'n mens se woning beleef jy 'n tipe van 'n blydskap en 'n vreugde wat geen ander plek op aarde vir jou kan bied nie. Ag vriende, daar kan ons lekker hartlik lag en ons lag uit ons maag uit en ons beleef en ons verstaan ietsie van wat dit is om deel van die hemelse koninkryk te wees. Ek dink baie kinders van die Here lewe elke dag 'n morbiede lewe. Hulle is met 'n lang gesig wat hulle opstaan en hulle gaan die dag deur met 'n lang gesig. As hulle jou groet, dan lyk dit amper of hulle die dood gesien het. En ek dink nie dit is wat die Here vir ons wil kom sê nie. Die Here sê juis, die blydskap in die Here is ons beskutting. En onthou u in watter boek staan dit? Ja, dit staan in die boek Nehemia. U sal onthou Nehemia is besig om te bou, die vyande val hulle aan. Die volk is met hierdie moeisame projek besig. En Nehemia kom, hierdie goewerneur wat lief was vir die Here en ywerig was vir die werk van die Here. Kom en hy sê in Nehemia 8 vers 11, te midde van die moeilike omstandighede, die harde werk, sê hy, gaan eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here is julle beskutting. U sien, wanneer ons werk vir die Here, wanneer ons saam arbei vir die Here, wanneer ons as kinders van die Here soeg en sweet in diens van die Here in hierdie goddelose bose bestel, is die teenwoordigheid van God 'n plek vir ons van blydskap en oorvloedige vreugde en vrede, want net hy kan dit vir ons bied. Ek wil hê u moet verstaan die vaderskap van God. Hy's 'n God wat lief is vir ons. Ja, die vrees van die Here is die beginsel vir die wysheid. As ons hom vrees, het ons ook die voorreg om aan sy voete te sit en te sê, Here, in u vrees het ek vrede, het ek blydskap en het ek vreugde. Maar ons sien ook in die vierde plek die gedagte van God is 'n woning, 'n pragtige metafoor, en ons kyk in die vierde plek na die gedagte dat elkeen wat in die huis woon 'n poging aanwend om hierdie plek veilig, liefdevol en dan ook aanvaarbaar te maak. Het jy al gesien hoe lyk 'n huishouding waar daar een of twee of meer van die familielede te mekaar trek en te mekaar opstaan en twis en stry? Dit bring hartseer, dit bring trane, dit bring droefheid. Maar ek wil vir u sê, as jy werklik weggegee, oorgegee is aan die Here, dan bring hy 'n tipe van 'n gesindheid in jou hart, waar jy elke moontlike poging sal aanwend om in hierdie kosbare teenwoordigheid van God, dan hierdie waarhede van die woord te ontvang, uit te gaan leef as deel van God se ewige huisgesin, en dan ook hierdie boodskap van vrede en blydskap aan ander mee te deel. Dit is vir my so kosbaar toe ek hierdie gedagte lees, die metafoor wat Moses gebruik, van dat die Here ons ewige woning is, en hoe kosbaar om te sien, dat die Here ook in sy woord vir ons hierdie waarheid kom leer. Ek sluit af met die baie besondere woorde van die bekende Psalm 91, vers 1 en 2. Daar staan, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Vriende, hierdie wêreld is eintlik 'n plek van vreemdelingskap vir ons as kinders van die Here. Ons is bywoners, ons is vir 'n tyd geleen vir hierdie aarde. Die Here het ons vrygekoop, hy het ons verseël met sy Heilige Gees. Hy het ons die groot opdrag gegee om die wêreld in te gaan om die evangelie te verkondig. Ons is soos lammertjies wat onder wolwe uitgestuur word. Ons beleef moeilike dae, moeilike tye, aanslae van verskillende oorde. Maar mag ons besef en mag ons verstaan en mag die Gees dit op die tafels van ons hart skryf, dat God is ons ewige woning. Dat ons veilig by hom kan voel. Dat ons onder sy vleuels kan skuil. Dat ons in hom rus en vrede kan vind. Dat ons hierdie kosbare vreugde kan beleef, van hom uit sy teenwoordigheid in 'n bose wêreld in te gaan, as ons nou hierdie gedagte kan gebruik, om dan die evangelie te bring, en dan weer by sy voete te kom sit in ons binnekamer en te sê, Here, vul my, voed my opnuut weer met u waarheid, sodat ek weer kan uitgaan om diensbaar vir u te wees. Ek weet God kan ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek probeer maar net die gedagte vir u deurgee,
Dit is nodig om tyd te spandeer aan die voete van die Here Jesus, om gevoed te word met sy waarheid, om versterk te word deur die geloof, om te besef wat ons deur Christus ontvang het in hierdie goddelike familie, en dan uit te gaan om vir ander te vertel van hierdie wonderlike Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons deel wil maak van sy ewige heerlikheid, en ook vir ons hierdie ewige tuiste wil gee, en daardie versekering, dat ons nooit sal begewe, en nooit verlaat nie. Mag die Here hierdie kort en, ek wil amper sê eenvoudige gedagtetjie seën en heilig aan u harte, en mag u verder dink daaroor, mag u verder pyns daaroor, en mag dit u siel versterk tot eer van die Here se naam. Mooi dag vir u verder, tada.